my zip. Baie dankie. Ek waardeer dit. Goeiemôre geliefdes. Baie welkom by vanoggend se erediens. Dit het 'n spesifieke fokus, want dit is Pinksterfees. Ons het verlede Sondag begin met die eerste Sondag van Pinkster en ons het hierdie week het ons saam gereis en ek gaan julle nie, wat ongelukkig nie die week hier kon wees nie, gaan julle nie die duisternis laat nie, gaan julle op die bladsy bring nou maar. En vandag vier ons Pinksterfees. Dis die geboorte van die kerk van Jesus Christus, die Eklesia. Dit is verjaardagtyd. So kom ons by wyse van handeklap, kom ons dank die Here vir hierdie wat gebore is. So net gou vinnig wat het gebeur. Plus minus 2020 jaar gelede, of 2000 jaar gelede. Daar was 120 mense bymekaar gewees in die boefretrek. Hulle het gedoen wat Jesus gesê het, hulle moet na Jerusalem toe gaan en moet gaan wag en gaan bid. En dis wat hulle gedoen het. En toe hulle daar bymekaar was, is die Gees uitgestort op hulle. Hulle is vervul met die Heilige Gees en die kerk is gebore. Kort daarna lees ons in Handelinge 2, 3000 mense tot bekering gekom, is bygevoeg uit al die wêreldlande daar, uit Europa, die Midde-Ooste en Noord-Afrika, die bekende wêreld van daai tyd. En so rukkie daarna het nog 5000 mense tot bekering gekom. Die kerk het fenomenaal begin groei. En ons sê dit maar so in die Engels, and the rest is history. Want die kerk het gegroei en versprei tot by die uithoeke van die wêreld. Daar's so plus minus 2.5 biljoen Christene in die wêreld. Dit is 1/3 van die wêreldbevolking of bietjie minder. So daar's nog baie wat kan deel word daarvan. Vanoggend se stukkie op die Bybel app is Handelinge 4 vers 31. En die van julle wat het al gelees het vanoggend of geluister het, net in kort, ons weet nou van Handelinge 2 waar die Gees uitgestort is, die gebou het begin skud en die vuurtonge het gekom en die mense is vervul met die Heilige Gees. In Handelinge 4 vers 31, nadat Petrus en Johannes voor die Joodse raad was en die evangelie verkondig het gesê wat gebeur het, was hulle weer saam met ander mense weer by mekaar. En hulle het by mekaar gekom, hulle het indringend gebid. En weer eens is die gebou geskit, is hulle met die Heilige Gees vervul en het verder weer gaan preek. So in die persoon wat hierdie stukkie net so kort dagstukkie gegee het, hy sê, waar kinders van die Here by mekaar kom en indringend bid, stort die Here sy Gees uit om ons te bekragtig in die lewe waar ons moet leef en beweeg. En dis ook my gebed, dat waar ons indringend bid, waar ons by ons saamkom geleenthede, dat die Here ons sal saam seën en sy Gees sal uitstort. Hy sê, it's a habit, gather, pray, preach. Gather, pray, preach. En preach is enigiets van, ons praat met iemand by die til, of ons by waar petrol kan gooi, ek deel Jesus met iemand, sonder om bang te wees. Geliefdes, dit is sommer net so in agtergrond. Ek wil graag, dis 'n Pinksterweek wat verby is. Pinkster is nooit bedoel dat dit een persoon is wat hier voor staan by wyse van spreuke en alles wat gebeur nie. So ek wil graag die volgende persone en bedieninge wil ek graag bedank persoonlik hier. Die eerste is God Drie-enig. As dit nie vir God die Vader, Jesus ons verlosser en Here en die Gees was nie, was ons nie hier nie en hy het ons kom seën in die hele week. Dan vir my kollegiale span, vir Adam wat daar agter staan en die jong mense inbring vir praise and worship, Jackie wat hier voorsit, Suzette in die kantoor, Erika finansbeampte, Sampie, hy het vanoggend gesê, ek moenie bekommerd wees nie, hy ken van dakke wat lek, van matte wat nat raak, so julle gaan net nou dat sien. En Maria, ons nuwe skoonmaker, hulle het hard gewerk in hierdie voor die tyd en hierdie week. Dan vir ons begeleidingsspan wat vanoggend weer vir ons die praise and worship gaan lei, maar ek dink julle sal my verskoon as ek 3 uitlig vir Marlies en vir Nicola en vir Timmy. Hulle 3 het dwars deur die week bedien, nie die verlede Sondag en vandag nie. Hulle het Maandag, Dinsdag, Woensdag, Donderdag gewees ten spyte van vol werk en alles wat hulle moet doen, was hier gewees en ons waardeer dit. Baie dankie daarvoor.
Dan ons klank en data span, ek dink daar was ten minste 4 persone op die klank gewees deur die week en ons data persone, baie dankie aan julle. Ons gasvryheidsbediening wat sorg vir die koffie weer, heerlike koffie na die tyd. Kerel is reg daarvoor. Ons gasvryheidsbediening, ja, wat dit gedoen het by die deure, was daar spanne gewees wat julle ontvang het, waardeer dit. Ons kreatiewe span wat ons dekor vir ons doen en ja, julle kan sien daar die mannetjies met die 4 vlammetjies op, die uitstorting van die gees, baie dankie aan Ingrid en haar span wat dit gedoen het. Aan Maak en sy span, die dienswerkers, hele week aan diens gewees, ons waardeer julle. Dan, as ons meer na die eetafdeling toe gaan, en die uitreikbediening saam met Spice, was daar 'n pannekoekspan gewees, as plus minus 1200 pannekoek gedraai in die week, en julle sal nou 'n bietjie syfers sien, so ons sê dankie vir elkeen wat so bygedra het in terme van pannekoeke bak, vir julle wat gekoop het, dit maak dit ook nie moeite werd, en skenkings. En dan ons senior bediening wat ook in die week gesorg het vir die ander 3 aande se kos, Rihanna en haar span die gebedsbediening wat die gebedsondersteuning gegee het, sonder dit kan niemand op hulle voete bly nie, so ons waardeer dit. Spice en kinderkerkleiers wat elke aand op hulle pos was, ook vanoggend hier is, baie dankie vir julle bydrae. En dan elkeen van wie dit moontlik was om van Sondag af dwars hierdie week te reis tot vandag toe. Ek weet, die lewe gebeur so, as jy net verlede Sondag en vandag hier is, dis wonderlik dat jy hier is, en ons gaan dit saam beleef. So ek net al gesê, ek sal daai gapings invul, sodat julle nie buite sal bly nie. Geliefdes, dan net gou so 'n klompie aankondiginge. Eers gaan dit die Pinksterweek. O ja, dis reg, ek moes dit gesê het, maar dit sal nog gekom het. Daar is ons 'n rooi Renault, as jy wat die agterparkeer het, CF215432, dit is dit jou? Ok, dankie. Right. Ons gaan nie nou karre praat nie. Want die Ford sou gestaan het net nou, nee. Goed, net nog vir die breë lyn of julle trek van die hele week. Ons het begin by Hemelvaart, en dit is nou al 'n hele 10 dae terug, en julle sal weet dat ons van Hemelvaart af tot by die einde van die kwartaal gaan besig wees met 'n Purpose Driven Life of die doelgerigte lewe, van Rick Warren, en ons het die eerste tema het Adam vir ons daar oopgebreek, en het is die vraag gevra, wat op aarde maak ek hier? Saam met die gees wat, Jesus wat hemel toe gegaan het, gesê, dit maak dit, dat ons 'n doel het om voor te leef. Verlede Sondag het ons gefokus op die eerste doel hoekom ons hier is, naamlik aanbidding, die fokus wegskuif van myself af, dit gaan alles net oor God, Jesus en die gees, en dit was die tema van aanbidding. Maandag aand het ons stilgestaan by die gees stort God se liefde in ons harte uit, en julle sal net nou ietsie weer daarvan sien. Dinsdag aand het ons gekyk, die gees verander ons om lief te hê soos Jesus, spesifiek gaan kyk hoe hy prakties dit gewys het deur sy disippels se voete te was om te sê, soos ek gemaak het, moet julle nou ook maak, diensbaar in die wêreld. Woensdag, wat baie nou aansluit by vandag se tema, het ons gekyk, die gees bind ons saam in liefde as 'n familie van God. Ons is een groot familie by mekaar en deel van die groter universele Ecclesia kerk van die Here. Donderdag het ons gekyk na, ons is gestuur deur die gees, dis liefde in aksie, met ander woorde van hier af uit die wêreld in, soos wat die eerste disippels gemaak het, soos wat ander mense dwars deur die eeue gemaak het, en elke kind van die Here dit nou moet doen. En vandag, geliefdes, sluit ons af met ons tweede hoof fokus van hoekom is ek hier op aarde, en dit gaan oor gemeenskap, oor fellowship, en dis waarom baie nou aansluit by ons tema. So ek hoop julle, ek sê dit baie vinnig gegaan, maar dat almal nou min of meer op dieselfde bladsy is en kyk hoe ons gevorder het in die week. Die aankondiginge is as volg. Vanaand is daar Open Door Sundays, sluit aan by Pinksterfees, Home is where the heart is. So, my collega Pastor Adam nooi vir julle uit om vanaand se diens by te woon om 7:00, daar is koffie voor die tyd, en 'n lekker saam kuier. Dan die volgende, dis net die breë lyne, ons fokus en betrokkenheid hierdie jaar
tydens Pinkster was gewees, ons hulp en ondersteuning aan Nick en Tina, ons sendingpaar in Madagaskar. So, julle sien daar die swaarde vir sendelinge, dit is waar ons die bankkollektes opgeneem het in die week, en ook vandag se deurkollekte gaan spesifiek vir swaarde vir sendelinge, sodat hulle Bybels kan aankoop en opleidingsmateriaal, en julle gaan nou sien waar dit inpas. Dan wat is dit gewees, die stoele vir sendelinge, Spice het saam met die uitreikbediening ingespring daarvoor, die opleidingsentrum wat in Bello gebou is, wat nou binnekort ingewy gaan word in Junie maand, daar's 30 stoele daarvoor nodig en 4 tafels, en ek sal nou vir julle die bedrag gee wat ons het. Die uitreik, Gert en François is die 5de Julie is hulle op pad soontoe om daar by Nick en Tina te gaan kuier, maar ook vir die inwyding van die opleidingsentrum in Bello, so baie sterkte vir julle laaste voorbereiding, en dan Nick en Tina besoek ons die 5de Julie. Is hulle hier in Suid-Afrika, dan gaan hulle terugvoorgee en vir ons al vertel, maar voor dit gaan Gert en Frans ook vir ons terugvoorgee by die laaste Sondag van die kwartaal. Kom ons kyk gou, swaarde vir sendelinge, dit is vir die Bybels en die opleidingsmateriaal, julle sien asterix by, tot en met, waar was het gewees, ek dink dit was Woensdag aand, donderdagoggend, was 11:11, ja, so 11134, mooi syfers, maar daar's nog donderdag aand, Vrydagoggend wat bygekom het en dan vandag. So ons glo daai bedrag gaan meer raak. Te vandag. En dan die pannekoeke onofficieel ook met asterix tot en met Vrydagoggend 9540. Ons het 'n mikpunt 16000 vir die stoele en die tafels. As daar meer geld kom, maar meer stoele en meer tafels gekoop word. Maar so julle sien daar is nog so 'n bietjie van 'n gaping daarvoor. Maar dis onofficieel die getalle is nog getel van Vrydag aand en Vrydagoggend en Donderdag aand nie. So, maar as jy graag 'n bydrae wil maak daarvoor spesifiek, is jy baie welkom om in te betaal, sê net stoele of ja, sê maar stoele. Is net so goed. As jy tafels bysit en kan inkom daar in jou blokkie, is jy welkom. Ek moet begin klaarmaak, ons het aangekom aan. Dan geliefdes, 40 dae het begin by Hemelvaart, dit gaan aan van hier af aan en hoe ons die reeks verder gaan volg is, vandag se tema word Woensdag aand in klein groepe in die saal, kom ons by mekaar en gaan hierdie tema nog verder deurpraat. So die volgende Sondag wat kom, plus die Woensdag daarna, hanteer ons die res van die redes hoekom ons hier op aarde is, wat sin en betekenis in ons lewe gee. Ons nooi julle uit tot en met môre 12:00 kan julle inskryf. As julle graag boeke wil bestel tot môre 12:00 en ek gaan kyk hoe ek kan sorg dat julle dit gereed kan hê vir Woensdag aand, baie welkom, of julle kan self by Koen boeke gaan koop, dit is beskikbaar. Woensdag aand is 7:00, so ons sien uit daarna en ons wil graag dit die voorbeeld maak van ons omgegroepbediening wat moet aangaan, mense wat in groepe by mekaar kom en ons sal besef na vanoggend hoe belangrik dit is dat ons by mekaar sal wees. En dan Heideboutique eerskomende Vrydag en Saterdag. Nie hierdie Vrydag en Saterdag nie. Volgende. So amper oor 2 weke, neem kennis daarvan, is Vrydag aand, Vrydagmiddag aand en dan Saterdag heel oggend. En dan gewoonlik wat saam met dit geloop het is die Toy Fair wat nou eerskomende Saterdag sal gewees het. Adam sê hy was te dun gesmeer gewees. Kon die redingstreffie dit verskuif na die 4de Julie. Dis 'n Saterdag die 4de Julie. Ons sien uit na daardie geleentheid ook. Geliefdes, dit is dan eers ons aankondiginge en agtergrondinligting van Pinkster. So kom ons dien die Here met ons offergawes en daarna gaan ons voorkom deur te loof en te aanbid. Daar's nog 'n kar se ligte wat brand, CF 161715. Dit is 'n Volkswagen Polo. 161715.
wat graag vanoggend vir ons die Christuskers ook kom aansteek. Geliefdes, jonk en oud wat hier is by mekaar. Ons het so 'n paar gebedsversoeke. Een wat Monique se vriend Jaco het vir my donderdag aand het hy vir my gevra of ons spesifiek vir oggend ook kan bid. Hy is in die werk by Agrimark. Daar is 'n groot skip wat inkom met graan van Kanada af. Uit omtrent wat 53,000 ton graan wat inkom in hawer. En dit moet binne die volgende 3 weke moet dit afgelaai word en na silo's en bergingsplekke gevoer word. So wanneer dit vir die skip vandag inkom, begin hulle ry en wat dan gebeur is dat baie van die drywers, omdat hulle soveel as moontlik vragte wil ry, slaap basies vir 1 tot 3 dae glad nie, hulle ry nie. En dit bring risiko van moeg wees, ongelukke en as dit begin reën en so aan om moet hulle sê 57 ton vragmotor te stop, is groot risiko. So dis 'n versoek wat hy graag gerig het en ons gaan dit doen. En dan Anina het so 'n dubbele versoek vandag. Haar pa het so ek weet nie wanneer se pa oor dit kan moet. Is 'n hele klomp jaar terug is hy oorlede, maar hy het 'n nuwe vriend gekry en hy is Vrydag oorlede. So dis nou 'n dubbele trauma van nog iemand wat sy verloor na haar lewe. Anina self het haar werk verloor onlangs en die goeie nuus is sy het weer werk gekry. Maar nou as enkel ma met 2 kindertjies is dit belangrik. Ons bid vir regte waar ook daarvoor vir die deurbraak en dan ook vir ons offers wat die Here vir ons wil gee. So kom ons staan nader en ons bid saam. Here God, ons kom na U toe, want U het gesê, roep my aan in die dag van benoudheid en ek sal jou antwoord gee. Roep my aan en ek sal jou onuitspreeklike dinge wys. En dit wil ons juis vanoggend doen in hierdie gebed, Here. Ons roep na U met ons volle wese. Want dikwels is ons op die kruin, bo op die berg en ons gooi daar in die lug en dit gaan met ons goed. Ander kere is ons diep in die vallei, diep in die donker. Dalk soos die psalmdigter in Psalm 40 sê, ek het weggesink in die slijmerige modder. En daardeur my kom uittrek. Vaste rots onder my voet kom gee. Ek bid vir Anina en haar breër familiekring. Ons bid vir haar moeder by die naam, Here, dat U vir haar sal vashou in hierdie tyd van trauma om nog 'n lewensmaat te verloor aan die dood. Ons kom nie vinnig oor iemand se dood nie en as dit weer ons kom besoek, dan maak dit weer die gedagtes en die rouwonde van die verlede oop. Ons bid dat U vir haar sal styf vashou en sal verseker, ek sien jou, ek sien jou hartseer, ek sien jou gemis, ek sien jou seer in jou hart. En dankie dat ons weet, Here, die belofte woord wat dwars deur die Bybel staan is, ek sal jou nie verlaat nie, ek sal jou nie steek laat nie. Ek is by jou oral waar jy gaan. Mag sy dit ondervind. Mag U op 'n besondere manier vir haar troos en versterk. Ons bid vir Anina, Here, as enkel ma,
wat vir 'n paar maande nou sonder werk was. Ek kan dink dat die spanningsvlakke baie hoog was. Maar ek weet as kind van God het sy op U bly vertrou. Dankie dat U vir haar 'n nuwe deur oopmaak. En ons glo, Here, dat U vir haar sal seën in die nuwe werk kry. Here, ons bid ook vir die versoek wat Jaco gerig het met in hierdie graan wat baie groot graan skip wat inkom, wat versprei moet word in 'n kort tydperk. Ons bid, Here, dat drywers nie onverskillig sal wees nie, dat die aflaaiproses geseën sal wees. Ons bid, Here, dat hulle sal veilig wees op paaie en dat daardie graan en haver wat inkom, dat dit so versprei sal word, dat dit op die regte plekke sal wees, daar waar die nood en die behoefte groot is. Here, en so kan ons kom met ons elke behoefte van ons lewe. Ook met ons offers kom ons, Here, met groot dankbaarheid, want die Pinkstergees het 'n woning ons kom maak en in ons kom woon en deur ons kom werk. Here, ons bied hierdie offers aan U, Here, vanoggend, omdat ons weet, U liefde is onuitspreeklik goed. U genade is groot oor ons. U troue sorg en nabyheid beleef ons elke dag. So seën ons dan ook wanneer ons hierdie fondse gebruik, sodat U naam verheerlik mag word hier in ons gemeente, in die gemeenskap waar ons met kerk wees tot by die uithoeke van die wêreld. Ons loof en ons eer en ons aanbid U Vader, Seun en Heilige Gees. Amen en amen. Dan sê ek gee oor aan ons begeleidingsgroep Marlies, ons sien saam met julle uit na die graduation. Goeiemôre gemeente, kom ons staan en ons die Here se naam groot maak. Dit is eintlik al heel week in ons gedagtes, ons wil hom gebrand om te sing. Ons gaan hom vanoggend sing aan met Child of Love. Wat so wonderlik is van hierdie lied is, sonder dat ek nou so dit sê, dit kom uit die Bybel uit. I was walking on the wayside, lost on a lonely road, chasing the high life, die verlore seun. I felt the sting of the fire, Daniel in die leeukuil. Just when I thought it was over, you broke me out of the grave. Lazarus moet uit die dood uit opgewek is. So sonder dat ons dit eers weet, is ons besig om die skrif hierso te sing. Want God deponeer sy liefde in ons, so ons hoef niks uit eie krag uit te doen. Ons mag vanoggend sing, I am a child of love, want ons is uit God gebore, so kom ons maak sy naam groot. You
kan sê, ek is 'n kind van die ewige lewende God nie. Ons gaan nou 'n bietjie in aanbidding ingaan, waar ons verlede Sondag redelik na aan geëindig het, Hare Woord. Ons sal vanoggend terugkom na waar dit alles begin, by ons hart. Want God vra nie van ons om vanoggend perfek te wees as ons hier staan en sy liedere sing nie. Hy vra net vir ons, kom met jou hele hart, met jou hele siel en wees lief vir my, net soos jy is, gebroken, verstikkend, sondig, want ek is God, en my liefde kan deur jou skyn daar waar jy is. Kom ons maak sy naam so groot. When the music fades and all is stripped away, and I simply come, longing just to breathe something that's of worth that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. Coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I've made. When it's all about you, it's all about you, Jesus. Sorry, Lord, for the thing I've made. When it's all about you, it's all
Here God, ons harte loop oor van dankbaarheid vir die seker wete dat ons kinders van liefde is. God is liefde, dit is sy wesenskenmerk en ons is kinders van die lewende God. Op grond van Jesus Christus se offer aan die kruis, sy opstanding, te sê dat as ons saam met die opstaan staan ons op tot nuwe lewe. En dankie dat die Gees op Pinksterdag uitgestort is. En dankie dat ons gedoop is met die Heilige Gees tot ons bekering gekom het. En dankie dat ons elke dag vervul kan word, tot oorlopends toe vol gemaak kan word met die Gees van God en met die liefde van God en met gawes, sodat ons die ryk vol lewe kan hê. Maar Here, ons kan partykeer so die fokus verskuif, weg van U af, die kollig wegdraai van die lewende God na onsself, na dit wat ons as kerk kan bied, of dit wat ek vir die Here doen. Here, vergewe ons daarvoor. So in hierdie oomblikke kom ons, soos ons nou gesing het, I'm coming back to the heart of worship. Kom terug na die een oor wie dit gaan. Jesus die Verlosser, 'n liefdevolle Vader en 'n kragtige werkende Gees in ons lewe. Here, kom en kom seën ons dan vanoggend ook, wanneer ons lees, 'n woord gaan lees en oordink en belewe dat U ons saambind, nie as los entiteite nie, maar saambind aan mekaar om een familie van God te wees, wat aan U behoort, deur U geseën is. Mevrou Timmy, as jy vir ons begelei met net die koorgedeelte weer, hy laaste stukkie, I'm coming back to the heart of worship. Liefdes, kom ons sing dit. Chris, net terug na heart of worship, met die koorgedeelte. I'm coming back to the heart of worship, when it's all about You. It's all about You, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I've made. When it's all about You, it's all about You, Jesus. Amen. Amen. Kom ons doen dit in. Geniet julle byeenkoms by Spys. Die wyse Salomo het lank gelede die volgende gesê: op 'n vriend se liefde kan jy altyd reken, 'n broer is daar met die oog op jou nood. Spreuke 17 vers 17. Die Message-vertaling sê dit 'n bietjie anders as Adam klaar uit die huis uit. Ek het van net die Message gebruik nie. Maar die Message-vertaling klink as volg: friends love through all kinds of weather, and families stick together in all kinds of trouble. Ondervinding het my egter die teendeel geleer, is dat hierdie van families en gesinne wat by mekaar is, mekaar ondersteun, dat dit nie noodwendig die volle realiteit is wat in en rondom ons gebeur nie. Daar's net te veel seer en te veel ongelukkigheid wat ons sien. Dikwels daar soveel spanning binne 'n gesin en 'n familiekring, dat dit wat Salomo raak gesien het, dat hulle by mekaar moet staan, dat hulle eers met mekaar praat nie. Wat om te sê mekaar ondersteun. En in vandag se tyd is dit meermale vriende wat by jou kom staan wanneer jy deur moeilike diep waters gaan en die wiele begin afval. Die spreekwoord ken julle, jou vriende kan jy kies, jou familie het, jy kan nie. So,
Ek wil gou 'n bietjie dat ons 'n toets doen, vandag kyk hoe goed julle mekaar wel ken. Okay, so die ding werk so, ons gaan sê, do you know your family? Gou so 'n kort toets doen. So, die ding werk so, ek gaan 'n hele klompie vrae vra. As jy die een is in die huis op wie dit van toepassing is, dan steek jy jou hand op. Reg so? En waarskynlik sal die res van jou gesin die vinger wys en sê dis jy. Nee? Okay. Is julle reg? Is julle reg? Julle moet wakker slaap. Ek gaan dit is amper so 'n koers, so vinnig, né? Dis so 10, 12 in 'n ry. Goed, so, kom ons kyk. Wie is die vroegste op in die huis? Okay, ek wil nie vra hoe vroeg nie, want party staan so Jackie staan. Waar is jy Jackie? Daar's jy. Jackie staan 20:04 op in die oggend. Dit is nag. Goed. Wie praat die mees in die huis? Hey, skien jy jouself openbaar vandag nie. Wie maak die meeste geraas in die huis? Daar's konflik van belange daar agter. As julle albei geraas maak, dan kry julle kinders jammer. Goed. Wie is die grootste ongeluksvoël in die huis? Okay. In ons familie is dit Rian. Jong, as hy nie 'n arm 2 keer gebreek het nie en 'n toon en 'n stok wat in sy tone ingesteek en al sulke goed nie, dan hy sê altyd sy voete is te groot. Sy toon is altyd 'n stuk ingestap. Wie stuur die meeste WhatsApps in die familiegroep? Ek weet nie. Marie, waar is jy? Okay. Wie probeer altyd vrede maak in die huis? Goed, ons het julle ook nodig. Wie vergeet altyd verjaardag? Ek het baie snap daar weer. Wie is die een wat almal laat lag in die huis? Wat die joker is, ja. Okay. Goed, wie is die braaimeester? Okay. Right, waar is die vroue wat braaimeesters is, dat ek nie gesien? As ek kyk, is reg? Okay, reg so, wonderlik. So wanneer kan ek kom vir 'n braai hier? Wie is een wat altyd laat is? Okay, so 'n paar van julle. My ma het altyd 'n grappie gemaak oor my suster. Sy het by die Kaapse Museum gewerk en sy het so 'n rooi voluitjie gehad ons in Montevista gebly. Dan moet sy gery tot by Montevista stasie en dan die trein gekry. Sy sê die trein is al besig om te trek as my suster nog besig om 'n handvol rosyne te gryp. So wie neem beheer as daar 'n krisis is in die huis? Okay, belangrik. Iemand moet beheer neem. Goed, amper klaar. Wie huil eerste? Okay. Die emosionele is onder ons, nee. Die hart. Wie gee die beste drukkies? Sakkie is die drukkie man. As jy deel is van Heide Koppie, okay, ons is 'n drukkie kerk. Ons soek julle almal by die deure nou van die jaar, nee. Julle gaan vir ons die ontvangers wees by die deure. En dan die laaste een, wie sê altyd ons moet saam eet? Okay, saam kuier, saam eet. Okay. Right. So julle, ek dink julle ken mekaar redelik goed. So ons dit is soos familie is. Maar ons besef mos nou, geen familie is perfek nie. Elke huis het 'n storie. Party ons sê elke huis het 'n kruis. Elke familie het vreugdes, elke familie ken van seer. Ons dra mekaar aan die een kant en ons irriteer mekaar aan die ander kant, soos in die week ook gepraat oor een van die boodskapvertaling van praat van hoe ons mekaar irriteer. En dan mekaar moet verdra. Ons lag saam, ons huil saam, maar die een ding is wat ons kan agterkom en weet, ons behoort aan mekaar. Ons behoort aan mekaar. En my wens vir julle is die volgende dat en ek dank die Here vir sy genade. Daar sit 'n stukkie van my familie, my gesin, uitgebreide gesin.
Ja, ons het baie deur diep waters gegaan, maar ek dank die Here van waar ons vandag is. Ons is 'n close-knit familie. Ek, Elmarie, ons 4 kinders en ons 2 klein kinders, my ma en my suster. Dis wie ons is. Daar is nie meer as dit nie. Dis ons. En so dis vir ons 'n voorreg en ek bid dit ook dat julle dit sal belewe, liefde, tyd vir mekaar omgee, saam wees by mekaar deur dik en dun. En al is jou aardse gesin en familie vandag nie op die plek waar dit seker behoort te wees, dat jy kan sê, maar ons is in liefde by mekaar. Kan jy vanoggend weet, jy behoort aan 'n ander familie, aan God se familie. Jy is deel van God se familie. Jy is ingetrek daarby, tot jy tot geloof gekom en die Gees in jou begin werk het jy deel geraak van God se groter familie. So ons gaan vanoggend so 'n paar skrifgedeeltes saam lees, en dan kyk hoe die Heilige Gees kragtig gewerk het om hierdie spesiale familie by mekaar te kan voeg. Die dinge wat belangrik is, sodat ons saam kan funksioneer as familie van God hier op aarde. So ons tema vandag is, ons is gemaak om deel te wees van God se familie. Dis die gemeenskap gedeelte, fellowship, soos Rick Warren dit noem in sy boek, You Were Formed for God's Family. Dis die tweede rede hoekom ek hier op aarde is. As jy vra, what on earth am I doing here? Dan is juist dit, dat ek deel raak van 'n geloofsfamilie. So kom ons gaan na ons eerste teksgedeelte toe. So ek wil dit elke keer so met die fokus, daar so 3 goed en dan die derde kry uit op 'n paar praktiese riglyne. Die eerste is, die Gees maak ons kinders van God. Die baie bekende Romeine 8, as jy daai hoofstuk kan saamvat met jou in jou lewe, soos hier, jy vat hom saam, waar is Romeine 8, daar is hy, jy vat hom saam met jou, en jy memoriseer dit en jy leef daaruit. Dit is belangrik dat jy hom sal saam hê by jou. Dis die hoofstuk wat handel oor die Gees, volledig, Pinkster. Almal wat hulle deur die Gees van God laat lei, is kinders van God. Die Gees wat aan julle gegee is, maak julle nie tot slawe nie en laat julle nie weer in vrees lewe nie. Nee, julle het die Gees ontvang wat julle tot kinders van God maak en wat ons tot God laat roep, Abba. Dit beteken Vader. Hierdie Gees getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is. En omdat ons kinders is ons ook erfgename. Ons is erfgename van God. Ons is erfgename saam met Christus. Geliefdes, verlede Sondag as inleiding vir hierdie jaar se Pinksterreeks het ons spesifiek ook gekyk na hierdie belofte woord wat Paulus geskryf het. Die Pinkstergees wat op Pinksterdag uitgestort is, het individue se lewens radikaal van binne na buite kom verander, getransformeer, 'n metamorfose wat plaasgevind het. Die beeld wat ons gebruik het is die van die skoenlapper of die mot wat eiertjies lê en dan kom daar 'n wurm en dan raak hy 'n papie en dan kom hy weer. Hy hele verandering wat plaasvind. Maar daar's egter meer. Jou en my status het verander toe die Gees van God ons aangeraak het en ons vervul is met die Heilige Gees. Daar het 'n beweging plaasgevind van verlore wees, 'n weeskind wees, 'n slaaf wees, geen status hê nie. En toe ons vervul is met die Heilige Gees, staan daar in Romeine 8, ons het kinders van God geword. Die Gees doen dit. Jy kry nuwe status. I am a child of love. Ek is 'n kind van die Here. En as jy kind van God is, werk die Gees in jou en my om ons nuwe status te omhels. We've got to embrace who we are in Christ deur die Heilige Gees. Gou 'n voorbeeld vir julle. Ja, ek is predikant hier. Ek is deel van die personeel en ja, deur die Here se genade is ek tot hier gekom en daar word nou 'n titel aan my gegee, dominee. Maar die van julle wat my nou baie goed ken, sal weet, as mekaar beter leer ken, dan sê ek, noem my asseblief op my naam, Anton, en as ek weet, moeilik is om dit te sê, daar is nog steeds van Rian se pelle vir wie ek daar by Bastion rugby en cricket afgerig het wat my ants noem. Want ek het gesê ek is nie julle meneer, want ek sê meneer, dan het ek skool gehou, nie? So ek is nie 'n meneer nie, maar ek is ook nie dominee op die rugby of die cricketveld nie. So noem my ants.
Maar nou, as mense dit agterkom, ek vra dit, dan sukkel hulle mos dan vir jou stink, né? Hulle praat al rondom jou naam, né? Het jy hulle agterkom? Okay, nou mag hulle nie meer sê Dominee nie, maar nou is ook al rondom Anton en Ernst. Piet is hier te kort en daar te lang. Piet, kom ek gebruik hom. Piet is, mag ek jou ouderdom gee? Okay, Piet is 75, wat jy nou alweer verjaar is, jy 76. Jy 76. Okay, Piet is nou al 76. Hy het hier gekom. Ek het van begin sê, oom, hierna ruk toe sê hy vir my, man, noem my Piet. En ek dink dit is die eerste keer was dat 'n bietjie moeilik geweest en ek dink weer gesê oom tussendeur. Maar ek noem hom Piet. En dis nie dat ek geen respek het vir hom nie. Ek het baie respek vir hom as mens. So noem my Anton, noem my Ernst asseblief. Maar daar's party wat sukkel so daar agter. Ou Sampie, my kollega hier op die span, hy sukkel om my op my naam te noem. Hy sê nog altyd Dominee. Maar so right Sampie. Ons ken mekaar. Maar as dit by God kom, is dit radikaal anders. God is die heilige God. Hy is die almagtige. Hy is Yahweh, hy is Elohim. Hy is die leermeester, hy is die almagtige God. Gans anders. En ons praat oor God en met God met groot respek. Maar het julle gehoor wat sê Romeine 8? As die Gees jou lewe radikaal kom omkeer, het jy 'n voorreg om God Abba te noem. Wat beteken Vader? En uit Aramees is dit 'n baie diep beskrywing van 'n intieme verhouding tussen 'n pa en 'n kind. So God is ons pa. As mense dit nog meer intiem wil maak, ons pappa. Die Gees doen dit. Die Gees help ons daarmee om God so aan te spreek, want ons het in 'n nuwe verhouding met hom begin lewe. Die kerk, geliefdes, is God se familie. Die kerk was nog nooit bedoel gewees om 'n organisasie te wees nie waar jy net 'n lid word nie. Verhoudinge is daarom baie belangrik. So jou en my verhouding met God, maar ook ons verhouding met mekaar, staan voorop. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, siel en verstand, en jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Onthou dit maar so. Ons is in verhoudinge ingebind van die dag dat ons tot bekering gekom het. Ons is ook broers en susters van mekaar. Die familietaal, hoor julle? Ons is die familie van God. God is ons Vader, Jesus is ons broer, het ons daar gelees in vers 17. In die week het ek onder andere hierdie prentjie gebruik van die pionne op 'n skaakbord. En ons het die ander skaakstukke weggevat, maar die pionne staan daar in 'n ry. En hierdie blokke wat hier is, kan ons so sê, jy kom tot bekering, of jy raak, kom ons sê, jy raak lid van 'n organisasie, jy kan in 'n blok staan. Daar's een en daar's een en daar's een. Maar as dit kom by die geloofsfamilie, is ons nie pionne wat in 'n ry staan. Met ander woorde, ek is hier en ek lees my Bybel Handelinge 2. Hier is ek en ek eet my kossies op my eie nie. Ek is hier op my eie en ek bid alleen nie. Die familie van God is nie pionne op 'n skaakbord nie. Ons kom by mekaar, ons hak in by mekaar, ons is deel van mekaar. Daai prentjie wys dit, liefde kom van God af en dit bind ons saam as 'n eenheid. Daar word 'n nuwe netwerk gevorm, en ons noem dit verhoudings aan mekaar gekoppel, omdat ons almal een Abba het en deel is van die een familie van God. Dit bring ons by die tweede, wat ons leer vanuit wat dit beteken om fellowship te hê, die gemeenskap van gelowiges te wees. Ons behoort aan mekaar. Ons het in die week onder andere ook stilgestaan by Romeine 12 vers 5, wat sê net soos ons, al is ons baie in Christus een liggaam en almal afsonderlik lede van mekaar. Efesiërs 2 vers 19 is ons fokusteks by ons onderlinge sorg bedieningsraad, want dit gaan oor mense, sê julle is dus nie meer ver van God af nie, nie bywoners nie, mense met ander mense wat nie status het nie, maar jy is 'n medeburger van die gelowiges en ons is lede van die huisgesin van God. Paulus het onder andere hier in Romeine en Efesiërs geskryf, ook in van sy ander briewe, het hy spesifiek gewys na die familie van God.
die huisgesin. En hier sien ons 'n dieper waarheid raak wat ons heel dikwels nie verreken nie of dalk al vergeet het. Deur die Gees se kragtige werking in ons lewens word ons van binne na buite verander en deel gemaak van God se familie. En dan, volgens Romeine 8, is ons erfgename van God. So wat erf ons? Ons erf nie wêreldse goed nie. Ons erf die ewige lewe, 'n lewe saam met God vir ewig en altyd. En ons erf saam met Jesus Christus, wat vir ons kom sterf het, opgestaan het, 'n nuwe lewe kom gee het, 'n nuwe toekoms kom oopbreek het. Dis wat jy en ek erf as kinders van God. En dis nou reeds 'n realiteit, want die Gees het dit al klaar begin doen in jou en my lewe. En dit beteken dat ons ook daarom lede van mekaar is, gekoppel aan mekaar, lede van die huisgesin van God. Ons is dus nie net hierdie individuele pionne wat hier langs mekaar staan nie, elkeen op sy eie nie. Ons is ingehaak by mekaar. Julle is kerngesinne en families by mekaar, maar die groter familie van die Here is hier reg oor die wêreld. Jy het nie 'n privaat geloof nie. Wel, baie mense sê ek praat nie daaroor nie. Jy het nie 'n privaat geloof nie, waarvan niemand mag weet nie of hoef te weet nie. Eintlik moet die hele wêreld weet jy's 'n kind van die Here en dit kan sien. Kom ek gee vir julle 'n voorbeeld. Voorbeeld van 'n hotel versus 'n huis. Wat maak jy by 'n hotel of by 'n plek waar jy inboek? Jy bespreek aanlyn of waar ook al, jy doen jou bespreking en jy gaan boek in. Jy bly in jou eie kamer. Dan beweeg jy af as jy met 'n ontbyt gaan eet, as dit bed and breakfast is, né? Jy gaan boek in, jy gaan na jou ontbytsaal toe of die eetsaal toe. Daar gaan sit jy by jou designated tafeltjie, dit wat hulle vir jou gesê het. Dit is die roes. Nee, want hier kom sit, die twee of die meer. Kom sit daar. En julle praat met mekaar, julle eet julle ontbyt. En dan staan julle op en dan gaan julle terug. Jy sal dan nog die waiter 'n bietjie groet, of as jy nou sê maar daar is 'n buffet ontbyt, jy gaan haal jou goedjies, dan sal jy die persoon wat daar staan sê, okay, jy knip en dan gaan jy net aan. Jy maak nie praatjies nie. Los entiteite wat eintlik soos skepe in die nag stil by mekaar verby beweeg. 'n Huis is egter heeltemal anders. Julle weet alles van mekaar. Selfs agter die toedeure weet jy wat daar aangaan. Nee? Ons moet nou oor nie, alle kante, as ouers. Jy deel mekaar se lewens, jy weet alles, the good, the bad and the ugly. Nee? Ons lag saam, ons huil saam, julle lewensstories is vervleg met mekaar, julle kan dit uit mekaar uithou nie. Al kom daar sekere tye van kinders en tieners se lewens wat hulle sê, hulle trek weg en dan is daai eenheid 'n bietjie versteur, maar ons weet alles mekaar, ons deel op die ouens saam. En dis die gemeente met oop deure is nie nog 'n kerk hier in Brackenfell nie. En net nog 'n kerk deel van baie reg oor die wêreld nie. Ons is familie van God. Daarom vra ek en Adam aan die begin van ons saamkom geleenthede, kom ons draai na mekaar toe, kom ons groet mekaar, kom ons sê vir mekaar hallo, hoor 'n bietjie hoe gaan dit met mekaar, want ons is familie. So wat ons sien is dat individue wat miskien in Engels woord connected is met mekaar, bedieninge en in omgiegroepe en aksies nader aan mekaar groei. Gekoppel aan mekaar. Jy begin mekaar baie beter leer ken. Kom ons vat gou die ons begeleidingsspan. Soos die jare aangegaan het. Dis ook maar soos 'n gesin gewees, deur baie dinge beleef, maar dit is 'n hegte eenheid. En jy sien dit en jy voel dit en jy ervaar dit as jy uit een punt uit saam kan bedien. Jy leer mekaar beter ken. Begin vir mekaar bid, mekaar ondersteun. Dis wat groepe doen, dit is wat by mekaar kom doen. Klein pockets van kinders van Abba Vader wat aan mekaar behoort, wat ook deel is van die groter geheel. Soos ons vanoggend hier by mekaar is, behoort ons aan mekaar. Ons is die familie van God. Die derde punt gaan oor die boustene van God se familie. Romeine 12 skryf Paulus
oor 'n lang lys, hy gaan by vers 16 gaan eintlik nog aan vers 17 tot nog 'n hele paar verse verder. Maar kom ons lees net hierdie klompie verse eers saam. Wat sê hy? Prakties hoe ons dit moet uitleef as ons familielede is. Die liefde moet opreg wees, verafskie wat sleg is en hou vas aan wat goed is. Betoon hartlike broederliefde teenoor mekaar en wees mekaar daarin tot voorbeeld. Moenie in julle toewyding verslap nie. Bly altyd geesdriftig, dien die Here. Verbly julle in die hoop, staan vas in verdrukking, volhard in gebed. Help die medegelowiges in hulle nood en lê julle toe op gasvryheid. Seën julle vervolgens, ja seën hulle, moet hulle nie vervloek nie. Wees bly saam met die wat bly is en treur saam met die wat treur. Wees eensgesind onder mekaar. Moenie hooghartig wees nie, maar skaar julle by die nederiges. Moenie eiewys wees nie, dan gaan Paulus nog aan met 'n hele paar ander. Hierdie is maar net 'n paar. En as ons vanoggend nog 'n paar uur gehad het, kon ons nou regtig indringend na elkeen van hierdie vers gekyk het wat een of twee riglyne bied vir hoe leef die familie van God saam met mekaar. Die riglyne vir 'n Christelike lewe. Wat Paulus vir die gelowiges in Rome geskryf het, bly egter van krag vir die kerk, elke familie van God, ook vir ons in die jaar 2026 en verder aan, solank as wat die Here ons hier wil plaas. Dis riglyne vir ons lewe, saam met mekaar en teenoor mekaar elke dag. Ek herinner julle net gou weer, ons het in die week ook kortliks daarby stil gestaan, Johannes 13, vers 34 tot 35, wat Jesus, nadat hy die disippels se voete gewas het, het hy vir hulle hierdie ding gesê, ek gee julle 'n nuwe gebod, julle moet mekaar lief hê. Soos ek julle lief het, moet julle mekaar ook lief hê. Diensbaar. Agape liefde is diensliefde. Vers 35. As julle mekaar lief het, sal almal weet dat julle my disippels is. As ons mekaar lief het, gaan die wêreld dit kan sien. Don Francisco, ek haal net gou weer van. Love is not a feeling, it's an act of your will. Liefde is nie 'n voel ding nie, liefde is 'n doen ding. Dis daadliefde, dis uitdeel liefde. Dis 1 Korintiërs 13 vers 4 tot 8 liefde. Wat anders gaan leef teenoor jou huismense en ander in die wêreld. So hoe lyk hierdie doen liefde van God binne die familie van God? Daar is so 5 boustene. Die eerste bousteen wat ons kry is die volgende. Dis opregte liefde, daar in vers 9. Nou is Romeine die mekaar. Dat kom uit mekaar uitgehaal het. Die liefde moet opreg wees, verafskie wat sleg is en hou vas aan wat goed is. Die Message vertaling sê, love from the center of who you are, don't fake it. Hierdie ding van fake it till you make it werk nie met God se liefde in ons nie. Okay? Love from the center of who you are. En dis presies hoe ons moet lewe teenoor mekaar. Die Heilige Gees het God se liefde, die agape in ons harte uitgestort, Romeine 5 vers 5. En dit moet oorloop na ander mense. Nou, in die week het ons hier nog 'n bak gehad rondom dit. Sampie sê, hy gaan nie, my sal droog maak waar ek nat kan maak het. Goed, so wat gebeur? Dit gaan daaroor is dat, wanneer jy gedoop word met die Heilige Gees, ontvang jy die liefde van God en gawes. En dit moet oorloop na ander, dis wat Paulus sê. Ons word tot oorlopends toe vol gemaak. So dis jou lewe, die silinder. En daar kom die Gees, en hy kom maak jou vol met God se liefde, wat van bo af kom. Maar dit stop nie daar. Dit stop nie daar nie. Wat is volgende? Jou familie, en vriendekring, en die wêreld. So as jy daar stop, dan leef jy vir jouself. Dan raak jy soos ons in die week vir mekaar gesê het, dan raak jy soos 'n soemoestoeier, net so dik en vol. Geestelike obesity, spiritual obesity, as jy dit net vir jouself hou. So, die Gees gaan aan, en hy maak jou vol, en hy maak jou vol, en hy maak jou vol. Oeps.
sampie. Julle kry die beeld? Julle kry die beeld? Hoor julle? Gaan aan. Gaan aan. Die liefde van God, wat die Gees in jou hart kom uitstort het. Dis 'n voortgaande proses, die werkwoord in die Grieks sê dit gaan aan en aan en aan. Moet aanhou drup in mense lewens in. Hulle moet dit kan sien en beleef. Jy het hierdie liefde. En hierdie liefde moet opreg uitgeleef word teenoor jou broers en jou susters, maar dan ook na alle ander mense. Die liefde kom van God van bo na binne, het ons in die week gesê, na buite. Dit moet ander mense raak. Opregte liefde beteken, ons groet mekaar werklik. Jy groet werklik. Goeiemôre, gaan aan jou. Ons gee drukkies by die koppie. As jy nie kan of wil nie, dan moet jy dit naanleer. Ons luister sonder om haastig te wees. Hoe gaan met jou? Nee, het gaan vandag so lekker nie. Okay, cheers. Nee, jy gaan staan stil. Ek gaan 'n moment noem. Vanoggend ons daar by mekaar is, in die gebedskamer, voorbereiding. Vra vir Timmy, want hy het al nie gesê, dit gaan nie lekker nie. Ek sê, Timmy, hoe gaan dit nie? Het gaan lekker. Ek sê, kom ons staan nader, om gebid. En toe julle begin het met die eerste song, het ek my hand so uitgesteek en toe hoor ek, die Gees het jou opgetel, vir daai moment. Geliefdes, maak tyd vir mekaar. Ons onthou mense se name, ken julle al die mense rondom julle se name? Okay. Ek moet seker nie te hard praat nie, want ek kan nie julle almal se name onthou nie. Maar julle sit mos op dieselfde plek. Het jy dit gesien? Ja, nee, julle sit. Nee, julle sit op dieselfde plek, julle is net te bang om julle hand op te steek. Vra 'n bietjie die mense rondom se name en volgende Sondag as julle kom, dan vra julle hulle weer die naam en sê, hoe was jou week gewees? Stel 'n bietjie belang in mekaar. Nader mense, jy bel hulle terug. Hou kontak met mekaar. Daar's 'n lied wat ons graag sing, let there be love shared among us. Mag die liefde van God wat in ons harte is, steeds bly drup. Hou daarvan, die Gees maak seker maar nog konstant vol, want hy drup nog. Geliefdes, die tweede een, baie nou, sluit daarmee aan, die bousteen is hartlike broederliefde. Hierdie woord is vir ons in heilig op die gemeente van kardinale belang. Die rede daarvoor is, dis die woord, daar in die Grieks sien julle, Philadelphia. Dit is een van die 7 gemeentes in Openbaring. Johannes was op Patmos gewees, hy het 7 briewe geskryf, die een was aan Philadelphia. Daai gemeente se brief uit, daar's teksverse uit wat ons gemeente se visie is. Vers 8, waar Jesus, vers 7 sê, aan Jesus is die sleutel gegee om oop te sluit en toe te sluit. En hy sê daar in vers 8, ek het 'n deur voor julle oopgesluit en niemand kan dit weer toesluit nie. 44 jaar al, amper op pad na 45 jaar wat ons hier is. Niemand gaan hierdie gemeente se deur toesluit nie, want God het hom oopgesluit. Amen. Paulus sê, julle moet mekaar Philadelphia met broederliefde lief hê. Dis familietaal. Dis 'n taal wat spesiaal binne die familie van God teenoor mekaar uitgeleef word. Johannes skryf dit vir ons wat Jesus gesê het, as julle mekaar liefhet, sal almal weet dat julle my disippels is. As julle mekaar liefhet, as die familie van God mekaar liefhet en dit wys, dan keer ons die wêreld om. Want ons maak plek vir mekaar, ons sluit mense in, ons sluit nie uit nie, ons merk op wanneer iemand wegraak, die banke leeglaat rond jou, waar is daai persoon? As in die week is my gevra, die een vroutjie wat haar man, wat nou onlangs afgesterf het, wat het van haar geword? Belangstelling, en wil weer begin kontak maak. Ons besoek mekaar, ons stuur boodskappe met mekaar, baie maklik, ons het die sosiale media wat vir ons help hier vandag. Ons leef nie net langs mekaar in rye soos pionne nie, ons leef saam met mekaar, deel van mekaar, familie van die Here. Ons almal weet presies hoe voel broederliefde, opregte goddelike liefde. Ergens het jy dit al belewe.
En jy sal weet as jy naby jou geliefde man of vrou kom, of by jou kinders, of by ander vriende, dis jou oë begin straal, jou hart voel warm as julle by mekaar, as julle mekaar drukkie gee, dan weet julle, God se liefde word gedeel met mekaar. God se liefde, die broederliefde gaan oor tot aksie. Dit bring ons in beweging na mekaar toe. Die derde bousteen. Dra mekaar se nood, se laste. Paulus skryf daaroor ook in Galasiërs 6 vers 2, hy sê dra mekaar se laste. Cynthia het vir ons in die week ook daarmee gehelp. So spesifiek was dit verlede Sondag wees. In die week. Ons 29 gesinne wat ons met 2 keer per maand help met kospakkies en op ander maniere ook. Maar die getuienisse wat terugkom van die aflewerspan en die boodskappe wat Lucinda persoonlik kry, dis mense wat deur tawwe tye gaan en hulle hart op die tafel kom sit. Wat sê die nood is baie groot. En ons besef dit. En in gehoorsaamheid help ons broers en susters wat werklik in nood verkeer. Mag die Here ons elkeen sy oë oopmaak, ons ore oopmaak, ons dit sien en hoor waar die nood is. En jy hoef nie almal se lewens radikaal te gaan omkeer nie. Begin daar by die klein dingetjies. Net vinnig hier daai storieetjie van die seentjie wat langs die strand gestap het, klomp seestertjies wat uitgespoel het, en dan stap hy en dan vat hy een en hy gooi hom in die see, stap hy verder, tel eenetjie op en hy gooi dit in die see. En 'n oom het verbygestap en gesê, "Boetie, ek kan my ophou. Jy maak nie 'n verskil enigstens nie." Vat hy nog eenetjie en hy sê, "Oom, aan hierdie een wat ek nou in die water gaan gooi, se lewe maak nie 'n verskil." Jy hoef nie vir almal die redder te wees nie. Jesus is die redder. Maar wees jy sy hand en sy voete. Bewys broederliefde deur mense se laste te dra en te help en te ondersteun. Ek lees in die week raak die volgende: party mense sal God se liefde eers voel deur die arms van sy kinders. Nie op ander maniere nie, maar wanneer ons uitreik en betrokke raak. Die volgende een. Bousteen nommer 4. Wees gasvry. 'n Oop deur is 'n teken van gasvryheid, van sê jy is altyd welkom. En dis 'n belangrike bousteen vir wie ons as gemeente is. Ons identiteit waarvoor ons staan is die volgende: as die gemeente met oop deure wil ons 'n verwelkomende en liefdevolle omgee gemeenskap wees, waar mense wat op hul weg is deur die lewe, op hulle lewensreis, hier kan tuis kom. En dis nie net ons gasvryheid mense wat hulle daar by die deur moet ontvang nie. Dis nie jy wat hier so 'n bietjie sal draai en sê goeiemôre, maar gasvry word in ons algemene lewe bewys. Die wêreld sal weet dat ons kinders van die Here is as ons mekaar liefhet. En wanneer ons daai liefde ook leef, wanneer ons ruimte maak vir ander mense, wanneer die Gees ons inspireer om oop te wees. Jy is nie net 'n lidmaat van die gemeente met oop deur nie. Jy en ek is persoonlik ook 'n oop deur. Die vraag is ons 'n oop deur of 'n toedeur? Wie is jy en ek vandag? En die laaste een. Die 5de bousteen. Eensgesind en nederig. Ons kry daar in vers 16. Ons het Woensdag aand reeds vir mekaar gesê, die Gees bind ons saam as 'n familie van God. Ons word nie gekloon om almal dieselfde te wees nie. Met ander woorde, ons is nie eenders nie, maar ons openbaar 'n sterk eenheid in die Gees. As Paulus dan praat daar in Filippense 2 vers 5, voordat hy praat oor Jesus wat die hemelse heerlikheid verlaat het, vers 6 tot 8, hy het mens geword, hy het hom verneder tot 'n slaaf, hy was gehoorsaam op 'n vernederende manier tot in die dood, ja, die dood aan die kruis, en daarna het God hom weer verhoog. Dan sê hy in vers 5, net voor daardie, dieselfde gesindheid wat in Jesus was, moet ook in jou en my wees. So Jesus se gesindheid was, ek het gekom om te dien, nie om gedien te word nie. Ek is hier, geroep deur die Here as deel van die familie, om te dien, om die moue op te rol, om soos 'n kelner die lappie oor te gooi en daar te wees en te gaan bedien, om Jesus se liefde te saai aan ander mense toe. Nie vanuit die hoogte uit nie, maar met 'n nederige gesindheid. En dit beteken nie jy is die vloerlap nie. Dit beteken nie jy is die maatjie waarop getrap word nie.
Maar nederig beteken is om daar te wees en ander te gaan bedien. Geliefdes, ons wil letterlik nog 'n week kon aangaan, Pinksterweek hê om oor die goed te praat. Maar ek hoop julle gryp dit aan wat die Here aan ons bekend gemaak het. Die Pinkstergees dryf nie mense uit mekaar nie. Hy bring mense by mekaar, trek ons nader en ons word deel van 'n familie van God. God is ons Abba, Vader. Jesus is ons broer. En ons is broers en susters van mekaar en ons het 'n roeping uit stil geword. Ons het 'n roeping. Die wêreld moet God se liefde kry. Okay. Die wêreld moet God se liefde kry. Liefdes, ons reis ook nie net met Pinkster, maar ook met 40 dae. So Rick Warren se boek The Purpose Driven Life, die doelgerigte lewe, het begin met die vraag, wat op aarde maak ek hier? Verlede Sondag met die begin van Pinkster te sê, het gaan alles net oor God. Ons aanbid hom, Vader, Seun en Gees. In gees en in waarheid, soos in Johannes opgeteken staan. Vandag, of so deur die week het ons gekyk na hoe die liefde in ons harte ingesak het en 'n verskil maak in ons eie lewens en ander mense lewens. En dat ons dit moet uitdra in die wêreld in. En vandag is ons by die Gees, trek ons by mekaar, ons vorm 'n nuwe geloofsgemeenskap, 'n fellowship of children of God. Ons reis verder soos die week aangaan. Skryf asseblief teen môre nog in. Kom Woensdag aand, kom gesels saam oor hierdie praktiese riglyne vir kerk wees, vir familie van God wees in hierdie wêreld. Pinkster eindig nie wanneer die diens vanoggend hier klaar maak nie. Pinkster leef voort want ons is geesveranderende kinders van God. Die Gees het jou my lewe kom omkeer en kom bind in as familie. En daarom is ons eintlik soos wat daardie woordgedagte vandag is. Ons kom by mekaar. En ons bid indringend. En ons wag op die Gees om ons vol te maak. En ja, die Gees is uitgestort na Handelinge 2 vir die eerste keer. En dit is nie jy word een keer vol gemaak met die Heilige Gees nie. Hy gaan aan om jou vol te maak. Soos in Handelinge 4:31 en soos dwars deur die geskiedenis. En waar die Gees begin beweeg in individue se lewe en ons word saam gebid, dan word hierdie geloofsgemeenskap geaktiveer en geënergeer om die wêreld in te stap en 'n koninkryksverskil te gaan maak. Pinkster leef voort wanneer die familie van God soos familie begin lewe. Lief vir mekaar, lief vir ander. Nie net vir onsself nie, maar vir die wêreld daar buite en vir die een aan wie ons behoort, Koning Jesus, God ons Vader, en die Pinkstergees. Amen, amen, kom ons bid saam. Abba Vader, ons kom in aanbidding voor U. Diep uit ons hart uit is daar 'n warmte, 'n diep dankbaarheid vir U liefde en U genade wat U aan ons bewys het. Soos Paulus in Efesiërs 1 vers 4 sê, voor die grondlegging van die wêreld het U als ons in gedagte gehad. Met ander woorde, elkeen van ons was al reeds in die gedagte voordat U gesê het, laat daar lig wees, sodat ons 'n verhouding met U kan leef. Maar nie as spionne wat langs mekaar staan in 'n reguit ry nie. Maar as 'n familie wat mekaar hak en by mekaar inhak en mekaar druk. Gebind deur die Gees van God. Sterk gemaak deur die liefde van God van bo wat in ons harte uitgestort is. Mense wat kan opstaan met sekerheid en sê, ek is 'n kind van God, want ek is gekoop, duur gekoop met die kosbare bloed van Jesus Christus. O Pinkstergees, U is kragtig uitgestort op Pinksterdag
2000 jaar gelede. Die belofte het waar geword. Jesus het gesê, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees. Ons het die krag ontvang. Ons het U. Maar gee dat dit nie sal stop by ons. Mag die gemeente met oop deure. Mag elkeen wat deel is van hierdie geloofsfamilie ook sal weet ons deure is oop. Om uit te stap, te saai, te groet, 'n woord te spreek van waarheid, 'n oor te gee wat luister, 'n hart wat intens saam klop met ander mense se nood en seer. Voete wat nie bang is om te loop tot daar waar mense dit nodig het, dat iemand by my moet kom sit nie. O Gees van God, kom en kom vul ons opnuut. Kom stort God se liefde, Romeine 5:5 opnuut in ons harte uit, dat dit sal oorloop en oorloop en oorloop. Bewaar ons van geestelike droogte. Bewaar ons aan die ander kant ook van spiritual obesity, dat ons so net vir onsself wil hoor op 'n Sondag en in Bybelstudies en as ek die Bybel lees en net vir myself bymekaar maak, al die kennis en die wonderlike beloftes van God. Bewaar ons daarvan dat ons 'n dooie see Christen is, wat net 'n inloop het, maar nie 'n uitloop nie. Maak die sluise oop. Maak die sluise oop, sodat die liefde deur ons kan vloei na ander. Here, ons wil soos 'n Jesaja voor U kom staan, nie perfek nie volmaak nie, selfs nie eers heeltemal gereed nie, maar met 'n bereiding om sê, Here, hier is ek, stuur my. God se liefde bring net kinders van God in beweging, maar verander die wêreld waar ons leef. Maar kom wys ons hoe ons elke dag moet leef, terwyl ons hier op aarde is. En dit waarmee jy begin het, om die kerk te vestig, die eklesia, die familie van God. Mag ons aangaan waar U opgehou het, U het gekom in Jesus en U het kom preek oor die koninkryk van God. Mag ons dit ook verder dra. Mag ons help bou aan die koninkryk van God, deur God se genade en deur die Gees wat kragtig in ons werk. Build your kingdom here, we pray. Here, kom en kom seën ons opnuut, sodat ons verander, die wêreld tot seën kan wees. Sodat die lof en die eer aan U meer en meer en meer kan word. Dit bid ons in U naam, Vader, Seun en Heilige Gees. Amen en amen. Gemeente, ons gaan nou staan, as vanoggend dalk daar, Chris, ons gaan luister om te leef skiep oor. Ons gaan hierdie enetjie doen, iets love, en dan gaan ons eindig met Build Your Kingdom hier. Wil ek graag uitnooi, Anton het vir my die week gevra, ons moet hierdie lied sing Woensdag aand. So ek staan so lang, breek die spiere so bietjie, want julle gaan nou so bietjie beweeg. Soos ons nou kry in beweging. Want die liefde maak ons nou dat ons iets anders doen. Dus lang van die volgende skryf jy op sy daar van It's Love. Hierdie liedjie het bewegings by. Dis eintlik 'n kinderliedjie. So ons gaan vanoggend so 'n bietjie terug na ons roots toe. It's love that makes the world go round. Ek het die world go round storie geweet, die man, the world goes round. And then it's you, as jy na die ou langs jou toe, that makes the world go round. It's me. And then God's love is free, so pass it on. So ek het die liedjie gaan opsoek, was die instruksie daarby gewees, of skud die hand, of gee 'n drukkie. So ek gaan dit aan julle oorlaat oor wat julle gaan doen by God's love is free, so pass it on. Mag dit jou 'n bietjie in beweging bring, jy hoef nie op jou plek te bly staan nie. Anton het Woensdag aand redelik vinnig baie drukkies uitgedeel, so kom ons kyk wat doen die gemeente met oop deure vanoggend. Of julle gaan drukkies uitdeel, of julle net baie politely die hand gaan skud. So kom ons kyk wat maak die Gees in ons wakker vanoggend.
afsluit met Build Your Kingdom hier. Come set your rule and reign in our hearts again. Increase in us we pray, unveil what we were made. Come set our hearts ablaze with hope, like wildfire in our very souls. Holy Spirit, come invade us now. We are your church, we need your power in us. We see your kingdom first, we hunger and we thirst, refuse to waste our lives for your joy and pride. To see the captives' hearts released, the hurt, the sick, the poor at peace. We lay down our lives for heaven's goal. We are your church. We pray revive this earth. Build your kingdom here. Let the darkness hear. Show your mighty hand. Heal our streets and land. Set your church on fire with the station flag. Change the atmosphere. Build your kingdom here. We pray. Unleash your kingdom's power, reaching the near and far. No force of clouds can stop your beauty changing heart. You made us for much more than this. Awake the kingdom seed in us. Fill us with the strength and love of Christ. We are your church. We are the hope on earth. Build your kingdom here. Let the darkness hear. Show your mighty hand. Heal our streets and land. Set your church on fire with this nation's land. Change the atmosphere. Build your kingdom here. We pray. Jy betree nou die wêreld daar buite. Dis lekker om hier te sing. Dis lekker om hierdie gees te belewe. Maar die Here wil hê ons moet hulle bereik wat nooit sou gekry het nie. Maak net vir Sampie makliker. Julle kry die beeld. Mag hy linger by jou, mag hy in jou gedagtes bly hang. Jy gaan nie alleen nie. Onthou, wie het volgemaak? Die Gees. God se liefde. Die Here saam met jou. So ontvang die Here se seën en gaan leef vol van krag, vol van God se liefde.
dis wie jy is. Empowered by the Holy Spirit. Die Here is voor jou om die pad vir jou gelyk te maak. Die Here is agter jou om die aanvalle van die bose af te weer, want hy hou nie van wat gebeur hier nie en in ander kerke en in gemeenskappe nie. Die Here is onder jou om jou te dra as dit dalk moeilik gaan in jou lewe. Die Here is rondom jou om jou te beskerm. Die Here is langs jou om jou in sy arms toe te vou. Die Here is bokant jou om jou te seën konstant. Hy maak die sluise oop en hy kom seën jou. En die Gees is binne jou. Die Pinkstergees. Wat jou bekragtig om 'n getuie en 'n kind van die Here te wees, nie net deel van die familie van God nie, maar iemand wat liefde leef en Jesus bekend maak. Mag die Here vir jou en my so seën. Nou, hierdie week wat kom, elke dag van ons lewe hier op aarde, tot hy weer kom, en ons die heerlikheid kan belewe, wat hy vir ons klaar bewerk het. Die ewigheid. Leef nou reeds ewig, maar nuut en veranderd. God se mense is hierop. Amen, amen. Blessings. Lekker koffie. Voorberei. Asseblief gaan drink koffie.